about Easter? What's your favorite thing about Easter? What's your favorite part about Easter? Do you know why we celebrate Easter? Do you know what Easter's all about? Yeah. What's it about? Blue. Blue? Yeah. What's your favorite part about Easter? Oh, okay. Jesus died on the cross. Yeah, Jesus died on the cross just for you. Yeah. Isn't that special? And Jesus alive again. And he's alive again. That's right. That's the story of Easter. Yeah. Yeah. Greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Oh, he's alive. And oh, happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. We believe he's alive. And oh, happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. No, forever I am changed. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. Whoa. And oh, happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Your love has rescued me. Forever I am changed. What a glorious, glorious day. I'll never be the same. Hallo maats, dis alweer daardie tyd van die jaar. Dit is die tyd van die jaar wat al die tandartse besig is. Die tyd van die jaar wat al die advertensies vol prentjies van hassies en kykens is. En dit is die tyd van die jaar waar al die winkels
bottels lekker vol chocolates is. Dit is Paasfees. Ai, Boomsie, is jy alweer op jou foon? Jy moet besig wees met jou werk. Met wie gesels jy so lekker? Ek is nie op my foon nie, professor. Ek gesels met die maats wat vanoggend hier vir ons kom kuier het, man. O, Skus, ek het julle nie eers raak gesien nie. Met Paasfees is ek so verskriklik besig. Baie jammer dat ek julle nie raak gesien het nie. Julle sien, ek is so besig, want ek is die Paashaas se helper. Ja, professor, jy is die Paashaas se helper, maar jy gaan dit beter moet verduidelik. Die maats gaan dink dat jy help om chocolate eiers te maak as jy dit so sê. Kom moet ek myself verduidelik? Ek is 'n wetenskaplike. Hier is nie plek vir chocolates nie. Die kinders weet mos, hier is 'n plek vir wetenskap. Ek help die Paashaas om vir mense te leer wat Paasfees regtig beteken. OK, Paasfees regtig beteken. Oor wat gaan Paasfees? Dit is mos baie maklik. Dit gaan net oor die Paashaas wat eiers wegsteek en dan moet die mense dit gaan soek. Easy peasy. Jy sien, Paasfees, en dit is hoekom ek dit moet leer, want mense dink net soos jy. Paasfees gaan nie oor chocolates en hase en kuikens nie. Paasfees gaan oor Jesus, en Jesus wat aan die kruis dood gegaan het. Nee man, wat 'n hartseer stories kom vertel jy nou vandag hier? Paasfees is mos 'n tyd van fees vier. Dit is reg, Paasfees is 'n tyd om fees te vier. Paasfees is 'n goeie tyd om fees te vier, maar nie vir die redes wat jy dink nie om chocolates te eet en party te hou nie. Paasfees is om te vier dat Jesus ons sondes weg van ons afgevat het. As jy my notas gelees het, sou jy geweet het. Kom ek verduidelik dit vir jou dan so. OK. Jy sien ons het hierdie dinge hier in die bord en ons gaan 'n bietjie van 'n eksperiment doen sodat jy kan verstaan wat beteken Paasfees regtig. Sien jy hierdie muntstuk? Jy is in hierdie eksperiment hierdie muntstuk. OK. Kom ons skuif net eers alles so dat ons die eksperiment reg kan doen. Kom ons begin met die eksperiment. Soos ek gesê het, jy is hierdie muntstuk. Verbeel jou, jy is hierdie muntstuk. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ons kan nie ontslaa raak van ons sonde nie. Ons hou aan om slegte goeders te doen. Ons lewens is vol van sonde. As in die muntstuk daar, dan gooi ons hierdie gekleurde water daarby om te wys hoe vol van sonde ons is. Dat ons eintlik as te ware verdrink in die sonde. Sien jy, Boomsie? Ons sondes laat ons lewens jeggie en lelik voel en laat ons sleg oor onsself voel en dit voel soms asof ons gaan verdrink. Ek het al sonde gedoen. Meeste van die slegte goed wat ek gedoen het, was nie aspres gewees nie. Dit was goed wat ek per ongeluk gedoen het en dan het dit my baie sleg laat voel. So, jy sê vir my dat daar iets belangriks kan gebeur met my sondes dan? Ja, Jesus kan jou sondes wegwas. Regtig? Ja. Selfs as ek groot goed gedoen het. Ja, Boomsie, Jesus het gekom om die lig vir die wêreld te wees. Hier het ons 'n kersie. Ons sê Jesus is die lig van die wêreld. So ons sit die kersie hier neer.
En dan steek ons hom aan, om te wys dat Jesus die lig van die wêreld is. Ek het al gehoor die Bybel sê Jesus is die lig van die wêreld. Dis reg, Boomsie. Hy het nog nooit ooit sonde gedoen nie. Waar ek en jy vuil is, en dit lyk asof ons verdrink van die sonde, het hy nog nooit sonde gedoen nie, en daarom kon hy sterf vir ons sondes, en die straf wat ek en jy verdien het vir ons sondes, kon hy wegvat. Toe hy die straf vir ons vat, het hy aan die kruis gesterf, sodat ons sondes weggevat kan word. So, kom ons wys dit vir jou so. Soos dit gesê, ons is die muntstuk wat in sonde toe is. Jesus is die lig van die wêreld. En dan toe het Jesus vir ons gesterf aan die kruis om al ons sondes weg te vat. Kan jy sien wat gebeur, Boomsie? Wow, dis cool. Binne in die glas word die water opgesuig. So kom Jesus en ons wat verdrink het, so sterf hy aan die kruis, neem die straf vir ons sondes en hy vat al daai sondes op homself, sodat ek en jy vrygemaak kan word van sonde. Al wat ons moet doen, is om ons harte vir hom te gee. Wow, dis fantasties en dis. Oh, maar professor, ek dink ek het 'n bietjie hulp hiermee nodig. Ek het vanoggend iets gedoen oor wat ek baie sleg voel. Toe professor uit was, toe was ek regtig besig op my foon gewees en ek het gejok daaroor. Wel, Boomsie, jy glo in Jesus nie waar nie? En jy glo dat hy vir jou aan die kruis gesterf het? Het jy al jou hart vir Jesus gegee? Jou hart vir Jesus gee is mos wanneer jy glo dat Jesus regtig bestaan en wanneer jy dit hardop met jou mond sê en vir hom vra om in jou hart te bly. Ja, dit stem totaal en al ooreen met wat ek hier in my notas het. In daardie geval, Boomsie, is daar nie baie wat jy hoef te doen nie. Jy moet maar net bid vir Jesus en hom vra om jou sondes te vergewe. Okay, so dit is baie lekker nou. Dit maak my so opgewonde, so ek kan elke dag doen net wat ek wil en aan die einde van die dag sorry sê vir Jesus. Boomsie, waar kom jy aan sulke nonsens? Dis nie hoe dit werk nie. Kinders van God moet altyd probeer om goed en reg te lewe, sodat ander mense Jesus in ons lewens kan raak sien. So as ons jammer sê, moet ons so hard as moontlik probeer om nie weer dieselfde foute te maak nie. Okay, dit maak seker baie sin. Okay, so ek dink ek moet gou-gou vir Jesus jammer sê dat ek gejok het vandag. Sal julle my gou 'n kansie gee? Dis reg, kom ons bid. Jesus, dankie dat U my baie liefhet. En dankie dat U ook die prys vir my sondes aan die kruis betaal het. Vergewe my asseblief en help my dat ek nie weer stout sal wees nie en dat ek nie weer sal jok nie. Ek is baie jammer, Jesus. Amen. Sjoe, ek voel sommer nou baie beter. Dit is baie goed, Boomsie, maar dis nie waar dit eindig nie. Nou moet ons aan die werk spring. Wat? Wat se werk? Om vir die hele wêreld van Jesus te vertel. Okay, dit klink goed vir my. Nou ja, maats, enige eksperiment met goeie feite ondersteun word. En in ons geval moet daardie feite uit die Bybel kom en die Bybel leer vir ons juis uit Romeine 5 vers 8 en dit is ook julle onthou versie vir vandag. Romeine 5 vers 8 sê:
God wys vir ons hoe lief hy ons het deur Jesus wat vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Romeine 5 vers 8. God wys vir ons hoe lief hy ons het deur Jesus wat vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Nou ja, maats, ek het baie werk om verder te doen om gereed te maak vir hierdie Paastyd en julle self moet ook die boodskap van Jesus se kruisiging gaan vertel dat hy julle sondes weggewas het. Kom ons bid saam. Dankie Jesus vir dit wat u vir ons gedoen het. Dankie dat ons kan deel wees van u Paasfees se werk, Here. Dankie vir u genade. Amen. Tot volgende keer, julle Paashase. Totsiens.